Stuk 5, ons gaan vanaf vers 13 lees, maar voor ons gaan saam lees, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons dank U vir die voorreg om vandag na U woord te kan kom luister. Ons gebed is dat U ons harte stil en ontvanklik sal maak, Here. Leer ons om in alle omstandighede na U toe te vlug, in swaar kry deur gebed, in blydskap deur lof en in siekte met vertroue op genade en sorg. Op hierdie Pinkstersondag dank ons U ook vir die uitstorting van die Heilige Gees. Dank dat U nie U kinders alleen gelaat het nie, maar U Trooster gestuur het om ons te lei, te vertroos en te heilig. Vul ons opnuut met U Gees, Here, sodat ons in geloof sal volhard, met vrymoedigheid sal bid en as gemeente in liefde en eenheid sal leef. Laat U Gees vandag deur die woord in ons harte werk tot eer van U naam. Geef vir ons opregte geloof wat nie net hoor nie, maar ook doen, Here. Help ons om vir mekaar om te gee, mekaar se laste te dra en mekaar terug te bring wanneer iemand afdwaal van die waarheid. Laat U Heilige Gees ons lei, sodat hierdie skrif ons nader aan Christus sal trek. Ons bid dit alleen uit genade deur Jesus Christus, ons Here. Amen. So ons lees nou saam die laaste paar verse van Jakobus, hoofstuk 5. Ons lees vanaf vers 13. As daar iemand onder julle is wat swaar kry omdat moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy oes gelewer. My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal, en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red, en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. Ons lees dan tot sover vanoggend. Nou vriende, aan die begin van Jakobus, hoofstuk 1, sien ons dat hy rig sy brief aan die 12 stamme van Israel, wat onder verdrukking leef. Hy skryf dus nie aan een bepaalde gemeente nie, maar hy skryf aan die kerk wat oor die wêreld versprei is. En hierdie brief is daarom ook vir ons vandag. Dit is destyds geskryf aan mense wat konflik onderling en rondom hulle ervaar het, want hulle het weens hul geloof nie goed ingepas in die samelewing nie. Jakobus help hulle om koers te vind en gepas op te tree in die tyd waarin hulle leef. Hy gee hulle perspektief op die lewe van 'n volgeling van Jesus. Hy begelei die gemeentes aan wie hy skryf tot genesing en heilsaamheid. Daarom is hierdie brief ook so waardevol vir mense wat steeds in gebroke samelewings lewe, wat steeds worstel met opregte geloof voor God die Vader. Iemand sê Jakobus hou die brief soos 'n spieël voor sy lesers op, om hulle hopelik hulle self daarin te kan herken. Jakobus hoop sy lesers sal hulle gebrek aan wysheid en hulle tekortkomings, kortsigtigheid en ongehoorsaamheid raak sien en daarna skuld erken. Indien die gemeente hulle self so met al hierdie gebreke in die spieël herken en dit bely, kan dit tot innerlike en onderlinge vrede lei. Ons identiteit as gelowiges is mense wat die volle werking van die Heilige Gees in ons lewens het. Daarom moedig Jakobus ons aan om te bid, want gebed is die sleutel wat die krag van die Heilige Gees in ons en in mekaar se lewens ontsluit.
Daarom dat die gebed van 'n gelowige 'n kragtige uitwerking het, soos ons nie gelees het. Ons gaan 'n bietjie later meer in detail daarna kyk. Vanmôre gaan ons uit die teks uit Jakobus 5 kortliks fokus op verskillende aspekte van gebed. Daar's 3 wat ons gaan beklemtoon. Die eerste is die aspek dat genesing wat die Heilige Gees in mense se lewens bring wanneer daar gelowig gebid word. Tweedens wys Jakobus vir ons dat ons moet glo in die krag van ons gebed. Hy gebruik die voorbeeld van Elia. En laastens in vers 19 en 20 gaan ons sien dat ons moet soek vir ander mense se bekering deur vermaaning en 'n pad saam met hulle te stap. So kom ons kyk dan vers 15 en 16. Die eerste gedeelte van 16 gaan ons bietjie in detail bekyk en dit fokus soos ek gesê het op gebed en genesing. Nou wanneer Jakobus praat van genesing wat die Heilige Gees bring in die lewe van 'n gelowige, gebruik hy verskillende woorde vir genesing. In ons 83 vertaling is dit nie so duidelik nie. Die Griekse taal is in haar woordeskat veel ryker en meer beskrywend as wat ons in Afrikaans het. En mens kan sien dat Jakobus meer as net die fisiese genesing in gedagte het. Ons lees in vers 15 en 16 3 keer die woord genesing of gesond maak. Vers 15 staan daar: en as hulle gelowig bid, sal dit die sieke eerstens genesing bring, die Here sal hom tweedens gesond maak, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle derdens gesond kan word. Dit klink amper asof hy homself herhaal en oor een tipe genesing praat. Maar jy sal nou sien dat dit veel dieper as dit is. Kom ons kyk na die 3 soorte genesing van die Heilige Gees vir die lewe in 'n gelowige se lewe kan bring. Die eerste is dan daar in die begin van vers 15, en as hulle gelowig bid, sal dit die sieke genesing bring. Die direkte vertaling is, die gebed van die geloof sal die sieke red. Nie gesond maak nie, maar red. En die woord wat as genesing vertaal word, is die Griekse woord sozo. Dis is die eerste genesing wat die Heilige Gees bring in mense se lewens, is 'n geestelike genesing, geestelike redding. Dit is ook die rede waarom Jakobus in hierdie gedeelte praat van die vergifnis van sonde. 3 keer verwys hy daarna in vers 15, 19 en 20. Nie om sonde direk aan siekte te koppel nie, soos baie mense vandag dink nie, maar om te wys dat die Heilige Gees in mense se lewens werk en geestelike genesing vir hulle bring. Vers 15 sê hy verder, as hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Jy sien, die lewe gaan oor baie meer as fisiese gesondheid. Fisiese gesondheid sonder geestelike genesing beteken niks. Niks is daar is vandag mense met fikse en gesonde liggame, maar wat geestelik siek is. Trouwens, ons almal was op 'n stadium in ons lewe geestelik terminaal siek, maar deur die Here se genade is ons genees en gered van die dood. Wanneer die Here Jesus siekes langs die pad ontmoet en genees, dan gaan dit elke keer met geestelike genesing gepaard. Het jy dit al opgelet? In Matteus 9 byvoorbeeld, vers 28 en 29, waar Jesus die 2 blindes ontmoet en hy hulle gesond maak, dan sê hulle vir hom, U is die Here, die seun van Dawid. So die Here genees hulle dan fisies, hulle kan weer sien, maar hulle sien hom ook vir wie hy werklik is, die Messias, die seun van God. Nog 'n voorbeeld is Lukas 17. Die 10 melaatses word genees, en ons lees daar in die verhaal dat Jesus hulle sê, julle is genees, of julle moet na die sinagoge toe gaan, na die priester, om julle die offers te bring vir die melaatsheid, wat daar was in die wet, en dan op pad soontoe word hulle gesond, en net een van die 10 draai om en kom sê dankie vir Jesus. Net een het dus geestelike genesing ook ontvang. Ons het almal geestelike genesing nodig, vriende. En hierdie genesing is nie net 'n genesing tot bekering nie. Ek en jy het vandag nodig dat die Heilige Gees hierdie geestelike genesing aan ons elke dag moet kom bedien. Dalk het ons geestelike genesing nodig wanneer ons vra oor God se plan en God se wil en God se doel in ons lewe. Hier is vanmôre dalk van u wat die Gees se geestelike genesing nodig het, sodat ons ook kan oopgaan vir die sonde in ons lewe en dat ons bevry kan word hiervan. U het geestelike genesing nodig om meer toegewyd aan God te begin lewe, elke dag.
nie net op 'n Sondag of nou en dan in die week nie. Of dalk het ons geestelike genesing nodig om God te vertrou en op te hou om bekommerd te wees oor die uitdagings van die lewe. Die Here sal sorg, hy beloof dit in sy woord. Vriende, Jakobus wys ons dat jy nooit gesond sal wees as jy geestelik siek is nie. Dit is waar die gees se genesing begin. Nie in jou lyf of in jou gedagtes of jou gemoed nie, maar in jou hart en in jou siel. En dit bring ons dan by die tweede gesond maak of genesing waarvan Jakobus praat. Ons lees verder in vers 15, en as hulle gelowig bid, sal dit vir sieke genesing bring, dit het ons nou hanteer, en dan sê hy verder, die Here sal hom gesond maak. Jakobus gebruik hier dan weer 'n ander woord vir gesond maak, en dit is die woord egeiro, wat beteken to restore in die Engels, of om hom op te wek. Jy sien, die Here genees nie net geestelik nie, hy genees mense ook emosioneel, sodat hulle weer kan opstaan. Hy restore, hy herstel mense van binne af. Wanneer jy emosioneel siek en uitgeput en oorlaai is, salf die Heilige Gees jou met vernuwende krag, sodat jy weer kan opstaan en die lewe in die oë kan kyk. En mens dink dan sommer dadelik aan die vrou in Johannes 8. Sy word met oorspel betrap deur die Fariseërs, en sy word dan emosioneel, en vir 'n weer kom sy daaraan in die middel van 'n kring Fariseërs staan sy, en hulle is nou reg om hom met klippe dood te gooi, want volgens hulle is dit 'n sonde wat die doodstraf verdien. En dit wat die Here Jesus dan daardie dag met haar doen, was om vir haar emosionele genesing te bring. Maar hier is die belangrike, emosionele genesing volg altyd op geestelike genesing. Jesus het haar eerstens geestelik genees toe hy haar sonde aangespreek het en haar tot 'n nuwe lewenswyse oproep. En toe tel hy haar op haar voete. Kan jy dink hoe anders het sy oor haarself gevoel nadat die Here haar emosioneel genees het en verlos het van die skuldgevoel van sonde en minderwaardigheid? Hy lei haar van skuldgevoel na vrede en gehoorsaamheid aan hom. Miskien is dit u grootste behoefte aan genesing vanmôre. Die behoefte dat die Heilige Gees jou moe gees sal aanraak. Miskien is dit jou behoefte om die emosionele genesing van skuldgevoel, want jy sukkel om te glo dat die Here begin oor met mense. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, daar's altyd nog 'n kans as jy na die Here toe draai. Miskien is jy emosioneel siek omdat daar 'n onvergewensgesindheid in jou hart is. Miskien moet die Gees jou seën vandag om vergifnis te gaan vra sodat jy genesing kan vind. Vers 16 lees ons, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Miskien is ons eenvoudig net emosioneel so gedreineer deur ons werk, ons gesin en alles van die lewe, dat die Heilige Gees ons moet salf met nuwe krag en ywer. Dan hoor jy het die Gees om jou emosioneel te vernuwe en te genees. Die salwing van emosionele genesing begin egter met gebed. Dan die derde genesing of gesond maak, lees ons daar verder, ek dink is vers 16 wat sê, ons moet vir mekaar bid sodat julle gesond kan word. Die derde genesing waarvan Jakobus praat is dan die fisiese genesing. Vers 16 sê, sodat julle gesond kan word. Die woord wat hier met gesond kan word vertaal word, iaomai, beteken fisiese genesing. Die Here kom gee vir sy kinders die belofte van fisiese genesing. En ons is almal getuies daarvan dat die Here fisies mense genees. Elkeen van ons as hulle op 'n keer siek of nou 'n verkoue was of iets meer ernstig, maar die Here het ons tog genees. Hy genees deur mediese wetenskap, en hy genees ook soms wonderbaarlik sonder mediese wetenskap. Maar die punt is, die Here genees altyd. Nou, hier is dalk van u wat vir my kan sê vanmôre en kan vra, maar dit is nie waar nie. Ek het dan gebid vir my kind of my kleinkind, vir my man of my vrou of iemand wie ek ken, en my gebed is nie verhoor nie. Die persoon het gesterf. Die Here het hulle nie genees nie. Het ek verkeerd gebid? Was ek dan ongelowig? Ek kan vir u sê, genesing het nie te doen met die krag van ons woorde nie, want dit is net God wat kan genees. Waarom die Here sommige uit 'n siekbed laat opstaan en ander nie, dit weet ons nie. Maar wat ek weet is dat die Here altyd genees. Want jy sien,
Genesing vir 'n ware Christen gelowige is veel meer as die hier en die nou. Vir 'n gelowige is die dood die grootste genesing wat God kan bring. Ja, dit is moeilik vir ons wat agterbly, maar daar is vrede en hoop daarin om te weet dat wanneer 'n gelowige sterf, dan is hy vir ewig genees. Wanneer die Here iemand bevry van 'n liggaam wat siek of stikkend is, wat is dit dan anders as genesing? Hy vat mos die siekte weg en gee die ewige lewe en hy is vry van siekte, vry van pyn, vry van lyding. Ja, partykeer genees die Here die hier en nou, ander kere genees hy eens en vir altyd, finaal en vir ewig. Maar hy bring altyd genesing. En dit is 'n belofte wat net gelowiges ontvang en wat net vir ons as gelowiges kan troos. So jy sien, Jesus genees mense op al 3 vlakke van ons menswees. Almal van ons het op een of ander tyd in ons lewe geestelike genesing, emosionele genesing of fisiese genesing nodig. En Jakobus gee die belofte van genesing as ons as gelowiges in gebed na God gaan. Want dit is die Gees waarmee hy gesalf is wat ons genees. Dit bring ons dan by die tweede aspek van gebed wat ons sien in hierdie gedeelte, is vers 16 tot 18. En dit gaan oor glo in die krag van jou gebed. Nou in vers 16b kom ons by die punt wat Jakobus eintlik wil maak in hierdie perikoop, of 'n belangrike punt. En dit is die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. In ons vertaling lees dit dat dit gaan oor die kragtige uitwerking wat gebed kan hê van 'n vurige gebed. Maar wie moet die uitwerking, die energie en die effek van jou gebed gee? Dit is natuurlik altyd God. Maar ons word hier beveel en die opdrag ontvang om as gelowiges vurig en kragtig te bid en die Here moet uitvoering gee aan ons gebed. Dis 'n bietjie anders as net gebedsverhoring. Met verhoring bedoel ons God doen wat ons vra, dalk anders, maar in elke geval beter as wat ons het gevra het. Dalk in ons alledaagse lewe of minder ernstige dinge. Maar dan ontbreek die element dat ons besig is om vurig te bid en by die Here te pleit en dat die Here ons kan verhoor. Hy volg jou gebed, dit wat ons bid, volg die Here op. Jakobus sê, jou gebed wat vurig gedoen word, kry uitvoering deur die krag wat die Here daaraan gee. So dit bly nog steeds binne God se wil. Die regverdige, die mens wat reg teenoor die Here staan, mag krag uitoefen met sy gebed. En Jakobus gee hierby dan 'n voorbeeld. En hy gebruik vir Elia wat 'n groot effek met sy gebed gehad het. Elia se gebed vir droogte en na 3 jaar weer reën. Ons lees daarvan in 1 Konings 18. Een mens wat die droogte of reën oor die hele land en volk bid, en dit het so gebeur. Die Here het krag, effek en uitvoering aan Elia se gebed gegee. Ja, Elia het dus invloed op die lewe van Israel uitgeoefen. Nou wanneer ons die hele geskiedenis oor Agab se tyd in die boek Konings lees, sal ons agterkom, daar word nie regtig gesê dat Elia vir die begin van die droogte gebid het nie. Dit is reeds in 'n tydperk waar daar nie gereën het nie, en hy het net gebid dat dit moet aanhou met droogte. Een mens, Jakobus noem die 2 voorbeelde van 'n uiters kragtige gebed. Eers die gebed vir die droogte en later weer vir die reën. Nou wanneer koning Agab eintlik vir Elia ontmoet, kry die land al reeds baie swaar. Agab sê dan in 1 Konings 18 vers 17, is dit jy Elia wat die dood oor Israel bring? Nou daaruit kan ons moontlik aflei dat die koning dink dat Elia vir die droogte gebid het en dat die Here vir Elia geluister het. In elke geval was daar blykbaar 'n tradisie in Israel onder die Jode wat Jakobus geken het en wat hom so laat skryf in hierdie gedeelte dalk. Die punt is, Elia se gebed is 'n verstommende voorbeeld. Ja, so het Elia in die Jodendom tot 'n hemelse figuur uitgegroei. Want in die tradisie is daar geglo dat sy woord en sy gebed het soveel krag gehad dat hy 3 jaar droogte kon veroorsaak. Maar Jakobus beskou hom egter anders. Ons lees daar, Elia was 'n mens net soos ons. En hy sê dit nadruklik, letterlik 'n mens wat aan dieselfde dinge gelei het as ek en u.
Hy was as 'n gelowige nie meer as wat jy in die oë van die Here is nie. Ja, hy het dalk deur middel van Elia meer dinge gedoen, maar die gebed van Elia was egter die gebed van 'n gewone, swak, brose mens, soos wat ons elkeen is. So Jakobus spoor ons aan hierso, bid soos dit in vers 16 sê, as 'n regverdige, 'n mens wat reg teenoor die Here staan in die vergewing van die sondes. Kom op tot die Here en bid jou smeekgebede, dit waarmee worstel elke dag. Bid vurig vir die effek wat God in jou gebed kan gee. Ook Elia se gebed was vir die effek of die krag van God afhanklik, net soos ons gebede. Die voorbeeld van Elia wil maar net verduidelik dat ons geduldig en verlangend wag vir die koms van die Here Jesus. Net soos hy moes wag vir die Here se antwoord op gebed, so moet ons ook wag vir dit wat die Here in ons lewens doen. Jakobus herinner ons aan daardie een spesiale gebed van Elia. En hy vra vir elkeen van ons, hoe vurig bid ons elke dag? Maak ons erns met gebed? Of bid ons maar net vir die alledaagse dinge van goed wat ons nodig het, wat ons by die Here kan kry? Ja, ons pleit by die Vader in die hemel. Jesus het tog gesê, dis hy wat dit laat reën op regverdiges en onregverdiges. Daarom dan sê Jakobus vir ons, pleit vurig en aanhoudend by die Here. Hy sal tog verhoor. Glo in die krag van jou gebed wanneer jy as 'n gelowige reg teenoor die Here staan. Dit is God se wil om ons gebede in te skakel by die uitvoering van sy planne. Daarom dan, ook nou in die derde plek, die laaste 2 verse, moet ons soek vir ander mense se bekering. En hierso sien ons Jakobus noem 'n situasie wat jy in die onderlinge verhoudings binne 'n gemeente kan raak sien. Opnuut praat hy van iemand onder julle, hy maak dit persoonlik. Die sonde kom ook nog skerper na vore as ons die voorafgaande in ag neem. Daar is meer as die sondes wat ons moet bely. Jakobus wys ook op iemand onder julle wat die waarheid afgedwaal het. En wat is hierdie waarheid? Die waarheid is die pad wat die Christelike lewe in praktyk moet stap saam met die Here. Jakobus gee nie 'n konkrete voorbeeld nie, hy praat in die algemeen. Daar is baie maniere om op 'n dwaalweg te raak. Ons moet nie net van seksuele sondes skrik nie, maar daar is meer paaie wat by volharding op die dood sal uitloop. Dis die eintlike waarskuwing in hierdie paar verse. Ja, so ernstig praat Jakobus hier, sonder dat iemand moeite doen om hom te bekeer, gaan sy siel in die dood te gronde. Dus dit gaan oor elke pad wat aan die einde van die dag die oordeel van God gaan uitloop. Jakobus sê nou nie vir ons, gee dus ag op mekaar nie. Nee, dis vir hom, dis vir die kerk van ons Here Jesus vanselfsprekend dat ons vir mekaar moet omgee en 'n broer of 'n suster wat sukkel moet help. Jakobus wys die pragtige ding wanneer iemand 'n ander vermaan. Vers 19 sê hy, broeders, as een van julle van die waarheid afgedwaal het, in die verlede tyd het dit reeds gebeur, en iemand hom bekeer, dis teenwoordige tyd, laat hy dan weet dat die een wat die sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red. As jy iemand vermaan tot bekering, en hy luister vir jou en bely sy sondes voor die aangesig van die Here, het jy 'n aandeel in die redding van sy siel. Dit klink snaaks, ek weet. Hoe kan 'n ander mens, hoe kan ek of u enige ander mens tot bekering bring? Dit staan 2 keer in vers 19 en 20, as iemand hom bekeer. Die een wat die ander vermaan, word genoem die een wat die sondaar van 'n dwaalweg bekeer. Ons weet natuurlik baie mooi dat dit die Gees is wat 'n mens bekeer. Jy kan egter 'n instrument van die Heilige Gees wees. So mag mense 'n broer of 'n suster bekeer of tot bekering bring deur vermaaning. En dan moet ons dink aan die pragtige belofte wat ons lees aan die einde van die boek Daniël 12 vers 3 waar hy sê, die wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre. 'n Belofte vir die toekoms in Daniël is by Jakobus 'n direkte aanspraak vir nou. Hy sê, weet dit, want dit kan enige tyd jou opdrag wees en tot jou verheerliking lei, deur ander mense te vermaan en tot bekering te lei.
Dan sal deur die bekering 'n siel van die dood gered word en 'n menigte sondes sal bedek word. Die sondes van die man op die dwaalweg sal na belydenis deur die God van alle genade weggeneem word. Danksy jou wat die mens tot bekering mag gelei het. Hoe maak ons dit? 'n ander se bekering na vore te bring? Jakobus sê dit nie afsonderlik nie. Hy het egter in sy hele brief die voorbeelde gegee. Hy het in gesprek met die gemeente getree en baie sondes in die gemeente uitgewys. As ons die hele boek van Jakobus, die hele brief in ag neem, dan sien ons daar sondes van die tong, van hoogmoed, sondes teen armes. En in gesprek sal ons ook na 'n onttrekking nie sommer van 'n broer vergeet nie. Het ons al regtig pogings gedoen om hom van sy dwaalweg terug te bring? Kyk, dit gaan hieroor dat 'n siel van die dood gered en 'n menigte sondes bedek kan word. So is daar baie om vurig oor te bid vir bekering. Vriende, ons het partykeer nodig net om herinner te word aan dit wat ons weet. Herinner aan die liefde van die Here Jesus, herinner aan ons salwing met die Heilige Gees, herinner aan die Gees se teenwoordigheid in en by ons, veral op hierdie dag vandag. Die Here verstaan hierdie behoefte, daarom roep hy byvoorbeeld in die evangelies vir Thomas om sy vingers in die merke te kom sit, want Thomas moes herinner word aan wat gebeur het. En is net so vir ons. En die Here gee na sy sakramente tekens wat hy met geloofsbetekenisvol om ons te herinner aan wie hy is. Hy vat gewone tekens soos die reënboog, soos vuur en wind en wolke, en reg deur die Bybel gebruik hy hierdie tekens om mense aan God te herinner. 'n Teken wat ons herinner aan die krag en die teenwoordigheid en die genesing van die Heilige Gees. Daar lê krag in gebed, vriende. As ons vir mekaar bid, moet ons ook mekaar herinner aan die Heilige Gees se krag en teenwoordigheid. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Genadige en barmhartige Vader, dankie vir die woord wat vandag tot ons gekom het. Dankie dat U ons weer herinner het aan die krag van gebed, die troos van geloof en die sorg wat gelowiges vir mekaar moet hê. Vergewe ons waar ons dikwels nalat om met afhanklikheid en volharding te bid. Terwyl ons voorberei om die heilige nagmaal te vier, bid ons dat U ons harte sal ondersoek en reinig. Gee dat ons met ware berou oor ons sonde, maar ook met vaste geloof in Jesus Christus na U tafel sal kom. Laat ons in die brood en wyn opnuut herinner word aan die volmaakte offer van ons Verlosser. En versterk ons deur die Gees om in dankbaarheid en gehoorsaamheid voor U te leef. Verenig ons ook as gemeente in liefde en ware gemeenskap rondom Christus ons Here. Werk deur die Gees in ons harte, sodat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar ook doeners daarvan. Leer ons om mekaar in liefde te ondersteun, vir mekaar te bid en die afgedwaalde met sagmoedigheid terug te bring na die waarheid. Laat die vrug van hierdie woord sigbaar wees in ons lewens tot eer van U naam. Ons bid dit alleen op grond van Jesus Christus se verdienste. Amen.